Ons gesels oor volharding in verhoudings. En ons swakpunte in volharding, en Angela Duckworth noem volharding juist grit, word maklik in verhoudings uitgelig. Konflik, misverstande, teleurstellings, veral in 'n huwelik of 'n nabye vriendskap, kan ons geduld en ons volharding regtig nogal partykeer uitdaag. Want wanneer kommunikasie sukkel, voel dit makliker om terug te trek aan die een kant of aan die ander kant lelik te reageer uit blote frustrasie uit. En tog wys Duckworth dat grit nie gaan oor prestasie, maar ook oor die vermoë om deur hierdie emosionele storms te druk sonder om te breek. Ware volharding in verhoudings beteken om te kies vir liefde en begrip, selfs wanneer spanning hoogloop. Paulus stel dit vir gelowiges so in Romeine 15 vers 1 en 2. Op ons wat sterk is in die geloof rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. Ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom of haar goed is en wat hom of haar in die geloof kan opbou. Die implikasie is dat ons self verantwoordelikheid neem vir volharding in verhoudings. In Paulus se tyd moes hulle leer om mekaar te verdra, want hulle het baie verskil van mening gehad oor kos, oor feesdae, oor alles wat in die religieuse tradisies daardie tyd belangrik was. Jy volhard eintlik omdat die verhouding vir jou belangrik is en daarom is jy bereid om jou eie ego op sy te sit. En dit beteken aktiewe empatie, die op sy stel van jou behoeftes, 'n fokus op wat die verhouding kan opbou eerder as dit afbreek. Vra dit werk? Natuurlik. Maar jy doen dit deur klein doelbewuste keuses van liefde en begrip. En hierdie volharding versterk bande, dit bou emosionele veerkrag, dit lei tot florering deur hierdie betekenisvolle koneksies wat ons lewens eintlik ontsettend baie verryk. En so floreer almal in die proses. So volhard in verhoudings. Leef geïnspireerd.